Goeiemôre, my naam is Estie Geldenhuys en ek staan hier in my tuin en my hond jaag hier katte, so ek begin nou al vir die 3de keer. Ek hoop sy gaan my nou nie weer 'n keer pla nie. Maar vandag se datum is die 17de September en dis die 20ste keer wat ek gesels oor dankbaarheid. En die dankbaarheid in hierdie reeks gaan oor die karakter, die God in wie ons glo. Hoe lyk sy karakter? En is ons seker dat ons dit verstaan in die eerste plek, sodat ons daarvoor kan dankbaar wees? En Jahwe Rafa, die een wat genees, is die naam waarna ons vandag kyk. Weet jy, vir die duur van ons Messias se wandel op aarde, was genesing van mense wat ernstig siek was, en selfs minder ernstig, sekerlik van die mees opspraakwekkende dinge wat uitgestaan het in sy bediening. Onder sy aanraking en selfs aanspreek van situasies, het verlamdes geloop, blindes het gesien, melaatsheid het verdwyn. Onthou die jong man, mors dood op 'n draagpaar, op pad na sy laaste rusplek, wat ons Messias net maar aangespreek het. En toe leef hy weer. Die kosbaarste, waarvan ons nie eens praat nie, verharde harte, wat plotseling sag geword het. Dit alles, slegs deur die woorde, wat uit die mond van Jesus wat die Christus is, gekom het en steeds kom. Vandag nog, is genesing verseker heel bo aan soveel mense se lys van dit wat ons graag van ons Vader sal ontvang. Fisiese genesing, maar ook innerlike genesing. Reeds in Deuteronomium het ons Vader 'n baie belangrike aankondiging gemaak. Deuteronomium 32 vers 39 lees: Aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees. En daar is niemand wat uit my hand red nie. Ja, hy kan kies om sy hand terug te hou en dan kan dood intree. Maar hy maak verseker ook lewend. Onthou wat geskryf staan in Exodus 15 vers 26. Want ek is Jahwe, Here, wat jou gesond maak. Dit is waarom Jeremia uitgeroep het in Jeremia 17 vers 14. Maak my gesond, Here of Jahwe, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word. Want U is my lof. Die gebruik van die woord verlos in hierdie teks uit Jeremia roep na ons aandag. Waarom die verwysing na verlossing? As jy dalk nou 'n uitgedagte het, kom asseblief gou terug en dink oor my volgende stelling. Die God in wie ons glo, is goed. Hy is lewe. Sy groot vyand, die bose, saai verwoesting en bring dood mee. In die vlees, maar ook in die gees. Satan is die een wat mense wil te nakom. Hy wil verwarring en onvrede saai. Hy bring letterlike verwoesting wat lei tot dood. En dit gebeur as die mens nie goddelike ingrype soek nie. Dit is presies die rede waarom die almagtige Skepper God sy seun gestuur het, Yeshua, wat Christus is. Hy moes as mens op aarde gebore word. Hy moes sterf aan 'n kruis. Maar na 3 dae het hy opgestaan uit die dood. Hy lewe. Hy het die dood oorwin. Elkeen wat in hom en ook in sy oorwinning oor die vyand en die dood glo, ontvang hierdie selfe lewe en vryheid wat slegs in Christus te vind is. Kyk na nog skrif. Psalm 103. Ek lees vir jou van vers 2 tot 5. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf,
wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. En in die 5de plek, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Luister ook na Matteus 4. Ek lees van vers 23 tot 25. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. En groot menigtes het hom gevolg van Galilea en die Decapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Hoekom? Want dit is waaroor alles gaan, die evangelie van die koninkryk, waarin sy heerskappy oor die vyand uitgespel word. En deel van hierdie heerskappy is genesing. Genesing in die gees, ja, maar ook genesing in die vlees. Ja, ek het al getuig daaroor, dat ek genesing ontvang het, maar binne die konteks van hierdie boodskap wil ek asseblief, en ek moet dit nou kort hou, want ek kan uitbrei hieroor. Ek het ons jongste seun gaan aflaai by die skool, waar hy betrokke was by sport die dag, en op pad huis toe het 'n vrou om 'n draai, eenvoudig van vooraf, uit haar baan uit in my baan ingery, en ons het mekaar kop aan kop getref. Ek was ongehoorsaam, ek het nie my veiligheidsgordel gedra nie, en die slag het my uit my sitplek laat wip, en my voorkop het waaragtig die voorruit van my kar gebreek. Ek het nooit geweet hoe hard so 'n voorruit is nie, maar nou weet ek. En ek het daar teruggeval op die stuurwiel en toe teruggeval op my sitplek, en my hele lyf was net een enorme pyn. Ek onthou dat die vrou uit haar kar geklim het en 'n bol tissues in my hand kom druk het en gesê het, jy bloei. En ek het daar gesit met diep bol teen my gesig, en ek het gebid, en ek het gevra, Vader, in die naam van Jesus wat die Christus is, maak nou alles heel in my liggaam, wat stikkend is. Weet jy, en ek het vir 'n ruk uitgepaas, maar skielik toes ek by. En ek moet nie die storie lank uitrek nie, maar die volgende wat ek beleef het, was dat 'n ambulans gekom het, mense was besig om 'n stit om my bolyf te sit, hulle het my uit die kar uit gekry, hulle het my hospitaal toe gevat, ek moes eers lê, waar hulle 'n doek oor my gesig gegooi het, en toe met 'n borsel glas uit my voorkop uitgeskrob het. Toes ek geneem vir plate, en die plate het gewys, dat daar net mooi niks in my liggaam gebreek was nie. En ek kon huis toe kom, met 'n verskriklike blou gesig, wat baie lank gevat het om te herstel. Jare later, het ek na 'n dokter gegaan vir 'n osteoporose toets, hy het ook plate laat neem, en terwyl ek voor hom sit, het hy na alles gekyk en gepraat en gebla, en skielik sê hy vir my, mevrou, wanneer het jy toe jou rug gebreek? En ek kyk die man en ek sê, ek het nie my rug gebreek nie. Hy draai die plaat om en hy wys vir my. En met 'n ongeoefende oog kon ek sien ek kan nie onthou wat nie. En dit is, jy weet as jy so 'n blokkie so sien, dan is dit so van bo af het die merk so, en dan draai hy skielik dwars na regs. So het die breuk daar gesit. En ek vertel hom toe die storie. Ek het daai dokter nooit daarna weer gesien nie, maar hy het my so gesit en kyk stokstyf, niks aan hom het gebeweeg nie, toe ek klaar gepraat het, het hy so teruggesit in sy stoel, en sy stoel so effentjies geswivel, en skielik kom hy vorentoe met sy elmboog op die lesenaar, en hy sê vir my, mevrou, ek weet nie wat daai dag in die kar met jou gebeur het nie, maar ek sê vir jou, jy het jou rug gebreek. Ek het my rug gebreek, en gebid, en ons Vader het my aangeraak, en hy het onmiddellik weer aangegroei.
Daarna was daar nog 'n insident. Ek moes gaan vir die gewone borste ding. En die dokter het gekyk en skielik sien sy iets. Joe, en dit voel later vir my of sy wil koekies pak op hierdie bors van my. En sy is hierdie kant toe en daardie kant toe. En uiteindelik sê ek vir haar, dokter, ek sien daar 'n swart kol, moet jy nie behoorlik kyk daarna nie, want ek kan dit op die skerm sien. Toe meet sy hom. En ek kan nie nou onthou wat was die grootte gewees van die ding nie, maar dit was groot. En sy sê vir my, mevrou, ek is jammer, jy het borskanker. En maak 'n ander afspraak, ek moet terugkom, sy moet nou alles bekyk, en ons bespreek 'n tyd, ek moet nou geopereer word en bla, en ek ry daar weg, en ek dink, is dit soos dit is, mevrou, jy het borskanker. Ek het almal opgebel wat ek weet wat bid. Ek het aan die Ria huis toe gery, en ek het aan die Ria saam gebid. En ek het ons Here God vasgegryp, en vir hom gesê, genees my asseblief. En toe ek 'n paar dae later teruggaan na hierdie dokter toe sy nou weer 'n keer met haar rollertjie, en sy soek, en sy soek, en sy soek. En uiteindelik sê die persoon wat haar help, haar assistent, vra toe vir haar, dokter, het die vrou nie dalk gebid nie? Want sy kry toe nie weer die knop nie. Maar toe die vrou dit vra, dokter, het die vrou nie dalk gebid nie, daai dokter het haar 2 hande sy vingers so in haar hare ingedruk, en elmboog so wat uitstaan, en sy het gestap na die verste hoek van die vertrek, dus het die hele ruk daar gestaan, en sy draai daarom, en van daar ver af sê sy vir my oupa het so 'n soort geloof gehad. Ek het haar later op Radio Kansel uitgesaai, en toe was ons nog landwyd op die lug, en sy het op die lug gesê, nog nooit, sy het mense in die buiteland gebel, want sy sê die kanker wat sy daar gesien het, en sy het weer 'n keer die naam daarvan gesê, is baie aggressief, en sy het mense en kollegas in die buiteland gebel, en niemand het nog ooit gehoor daarvan, dat so 'n groot knop, want sy het ook sy afmetings genoem, dat so 'n groot knop net verdwyn. Jahwe Rafa leef, en hy genees steeds. Ek sê vir jou, ons moet weet, hy heers oor elke aanslag wat die vyand op ons lewens rig. Dankie Vader, dat ons kan weet, U is, U was, en U is steeds, Jahwe Rafa, en U genees steeds. Wees ons genadig, Vader, dat ons vertroue ten volle in U sal plaas, dat ons ook sal weet, dat U soms 'n doel het met 'n spesifieke siekte, en dat siektes ook, dat U toelaat, dat dit ook tot die dood toe lei. Maar gee ons die vrymoedigheid in ons binneste, en die geloof, om met U te praat oor siekte, en help ons, om te glo, dat U as Jahwe Rafa steeds genees. Ons eer U daarvoor. Ons loof en prys U naam, en ons weet, by U is alle dinge moontlik. Amen.